Kom ons bid vir 'n oomblik saam. Hemelse Vader, dit is in U naam wat ons vanoggend na U woord luister. Ons wil hê, Here, sê uit ons harte uit, spreek, Here, U diensknegte luister. Maak U woord vir ons oop, Here. Help ons om dit te verstaan. Help ons om dit te aanvaar. Help ons om in U te glo. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons is nou so op 'n punt in Romeine, waar ons, soos we na die uitleg kyk, dan is daar 4 dele in Romeine wat ons nog kan kyk. Eerstens is God se geregtigheid deur geloof teenoor ons. Ons het dit deurgewerk, dat die mens het nie sy eie geregtigheid nie. Dit kom van God af. En dan is ons besig met die tweede punt, God se krag tot ons redding, en ons is besig om na die laaste deel van dit te gaan kyk. Goed, wat is die basis van hierdie ding? Van hierdie God se krag tot ons redding? En ons gaan oor geloof praat. En dan het ons nou verder dan beweeg ons na God se verklaring van die ou verbond, en dan die veranderende effek wat ons verhouding met God het. Hierdie effek nadat ons deur hierdie proses van redding is, nadat ons vryspraak ontvang het, nadat ons 'n nuwe lewe ontvang het, want dis presies wat Paulus vir ons nou gaan begin uitbou, is dat dit is 'n nuwe mens, dis 'n nuwe lewe wat nou tot stand kom. So ons het nou in hierdie middelste deel, by God se krag tot ons redding, het ons die volgende verse, die basis daarvan het ons gehoor in hoofstuk 3 vers 21 tot by vers 26. En dit het vir ons gesê, God wys sy geregtigheid nou sonder die wet, deur vryspraak met geloof in Jesus. Ten spyte dat almal skuldig is. Want Jesus word die soenoffer wat 'n skuld delg, en God as ten volle regverdig bewys. God is regverdig. Nou dit, as ek hom so 'n bietjie verder kan vat, dit ontneem ons van enige selfvermoë om by te dra tot hierdie vryspraak wat ons in God kry. Want ons het nog altyd vir mekaar gesê, jy wil so graag uit jou eie uit ietsie bydra. En die beginsel is, ek glo dit en ek vertrou dit deur hierdie ander ankers, wat soos my eie standaarde, my eie waardes, my eie trots en my herkoms, my pogings om goed te doen, om goed voor te kom, dit kan nie help nie. En Paulus hou vir my die wet, of die beginsel van geloof en vertroue in Jesus voor, as die enigste anker tot verlossing. En dit het ons laas keer in hoofstuk 3 vers 27 gesien. OK. Hoe weet ek dit is hoe dit werk? As ek en die seuns, ek en die 2 seuns, as ons altyd so in 'n ernstige filosofiese gesprek betrokke raak, en ek kan vir jou sê, dit raak wild, dis diep sake wat bespreek word. Dan word so in 'n blik gedruk, want jy kom agter, maar jou standpunt is besig om af te breek. jy het nie meer 'n voet om op te staan nie. Dan pluk een van ons die laaste anker vir jou stelling, vir die stukkie sand waarop jy staan, uit met 'n, nou gee vir my 'n voorbeeld uit die werklikheid uit. Bewys vir my dis regtig so. En dis presies wat ons nou hierso ook sien. Ons pluk nou hierdie laaste weerstand, hierdie laaste kaart uit, en ons sê, ons vra vir Paulus, geef ons 'n voorbeeld. En dan kry jy so 'n grin op jou bakkies, want dit is gewoonlik makliker gesê as gedaan.
Waar's die perfekte ouetjie met die halo en die jassie, die wit jassie wat ons sien in hierdie lewe? Jy krap hom nie agter elke bos uit nie. En dan kry ons miskien nog 'n kansie vir ons ou self om daarom net 'n bietjie deel te neem. Wat gaan Paulus vir ons sê as ons hierdie kaart uitpluk? Paulus gaan nou vir ons 'n voorbeeld gee. Paulus gaan vir Abraham gebruik as 'n voorbeeld en vir Dawid as 'n getuie van werkende geloof. En ons sien dit in hoofstuk 4 vers 1 tot 15. Romeine 4 vers 1 tot 15. Kom ons lees dit saam. Wat sal ons dan sê het Abraham ons stamvader na die liggaam verkry? As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om daarop te roem. Maar nie voor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Iemand wat werk, sy loon word nie as 'n guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. Iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat die goddelose regverdig verklaar, vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. So noem Dawid die mens geseënd, vir wie God regverdiging toereken, sonder werke. Gelukkig is hulle wie se wettelose dade vergewe en wie se sondes bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde hoegenaamd nie toereken nie. Is hierdie seën dan net vir die besnedenis of ook vir die onbesnedenis? Ons sê tog Abraham se geloof is vir hom as regverdiging gereken. Wanneer is dit vir hom toegereken? Toe hy reeds besnede was of toe hy nog onbesnede was? Nie toe hy besnede was nie, maar toe hy onbesnede was. Hy het die teken van die besnydenis as 'n seël ontvang, 'n seël wat die geregtigheid van geloof wat hy gehad het terwyl hy onbesnede was. So het hy die vader geword van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat dit ook vir hulle as regverdiging toegereken kan word. So het hy ook die vader geword van hulle wat nie bloot besnede is nie, maar wat boonop in die voetspore volg van ons vader Abraham, wat geglo het toe hy nog onbesnede was. Ontvangs van die belofte van God deur geloof, die belofte dat hy die wêreld as erfdeel sou ontvang, het Abraham nie deur die wet na Abrahams of sy nageslag gekom nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Immers, as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenloos geword en sy beloftes sy krag verloor. Dit is tog die wet wat toorn meebring. Maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. Sjoe. Is 'n bekvol wat Paulus hierso vir ons hierso aan blootstel, as hy Abraham as die voorbeeld gebruik. En die punte wat hy vir ons noem is 3 punte. Abraham is net deur geloof geregverdig. Dis die eerste punt wat ons sien. Ons sien dit in die eerste vers 5 verse. Dan die tweede punt is, as Abraham getuig van hierdie geloof, of Dawid getuig van hierdie geloofsfenomeen wat in Abraham voorkom, ook in ander. Hy noem dit as 'n algemene beginsel. En dan derdens, sien ons 2 vals voorvereistes word in Abraham weer lê. Abraham se eie lewe spreek van daai voorvereistes wat nie geld nie. En ons sien dit in hoofstuk 9, vers 9 tot vers 15.
Abraham is net deur geloof regverdig. Vers 1 sê, wat sal ons dan sê, het Abraham ons stamvader na die liggaam verkry? As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om daarop te roem. Maar nie voor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Nou Abraham, as jy nou na Israeliet gaan luister het, dan was Abraham die mees regverdige voorvader wat ooit bestaan het. Hy is die oorspronklike gelowige in Israel. So, hoe kan ek en jy met hom vergelyk? En verwag ons dat ons dieselfde moet regkry? Dis 'n perfekte beeld wat vir ons voorgehou word? Of is dit? Paulus begin so 'n bietjie krap en dan begin hy 'n paar antwoorde gee op hierdie saak. Hoe op aarde is Abraham gered? Want as jy na sy lewe kyk, dan was dit vol struikelinge. Abraham het nie baie goed gedoen in sy lewe self nie. En dis soos wanneer jy in die donker rondstap en jy probeer nou by punt B kom, maar jy weet nie, hier's klomp goeders hier tussen en jy struikel en jy trap op goed en dit is net nie lekker nie. Die pad is nie oop nie. En daarom kan ons net een ding sê. Al die aktiwiteite rondom Abraham se regverdiging of sy vryspraak is te vind in God, nie in Abraham nie. Luister weer wat sê vers 2. As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om daarop te roem, maar nie voor God nie. Want hy het gestruikel, verskeie kere. Wat sê die skrif? Abraham het geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Kom ons wees eerlik. Abraham kon op sy werke staat gemaak het. En ek en jy kan op ons werke staat maak. Hy kon menslik op sy dade roem, maar net menslik, nie voor God nie. Abraham kon sy eie onderskeiding op sy eie onderskeiding staat gemaak het, en hy het, kom ek verduidelik vir julle, as God Abraham roep, en hy glo, en trek, waar God vir hom die opdrag gee om heen te trek, dan seën God hom daarvoor in Kanaan, en dan die volgende deeltjie wat vir ons gewys word in Genesis 12 spesifiek. As hy getrek het, en God seën hom, dan is Abraham se volgende stap, om sonder God se toestemming eerder na Egipte toe te trek, en sy vrou tot die uiterste toe te misbruik. Dis Abraham se werke. God sê vir hom, gaan bly daar. Dan trek hy dwars deur en hy gaan Egipte toe. En as hy so in Egipte intrek, dan begin hy vrees. En dan onderskei hy. En dan gee hy die farao, sy vrou as sy suster. Dis skokkend. Dis die werke waarmee ons hier mee werk op hierdie oomblik. Nee. Net wie Abraham glo of vertrou, vind in Abraham plaas. Wat bedoel ek? Abraham glo God,
En hy reageer op wat God vir hom sê. En God regverdig hom. Hy vertrou God. En God regverdig hom. Die enigste rede hoekom God Abraham vryspreek van sy sonde, is omdat Abraham glo wie God is. Daar's geen ander rede nie. Vers 3 maak dit baie duidelik. Wat sê die skrif? Abraham het geglo. En God het sy geloof vir hom as regverdiging toegereken. Dis al. Abraham glo die menslik onmoontlike, want God maak vir hom meer sin in daai oomblik wanneer God met hom hierdie goed bespreek, met God met hom praat, vir hom 'n opdrag gee. Hy glo God eerder as homself. En tussen hoofstuk 12 en hoofstuk 15 van Genesis is daar 'n periode waarin God hom lei en hy glo hom, en hy lei hom en hy glo hom, en hy help hom en hy glo hom. En dan eers in hoofstuk 15 kom dit dat God Abraham sy vryspraak lewer op grond van sy geloof. As 'n proses wat plaasvind hierso. Word Abraham se geloof vanaf hoofstuk 12 tot by hoofstuk 15 dan vir hom as 'n werk beskou? Nee. Abraham se geloof kon nie 'n werk wees nie, as ons luister na wat Paulus vir ons verduidelik in vers 4 en vers 5. Iemand wat werk, sy loon word nie as 'n guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. Dis tog reg. Vers 5. Iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat die goddelose regverdig verklaar, vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. En daar sien ons Abraham se geloof. Om te werk, om iets voor te hou vir God as 'n werk, selfs jou geloof, eis vergoeding, nie guns nie. En Abraham se geloof in God lei tot die guns van God. Ek wil hê jy moet dit vanoggend hoor. Dis wat gebeur het. Abraham se vertroue in God lei tot die guns van God. Die geskenk van God. Want niemand wen vergifnis deur werke nie. So geloof kan nie 'n werk wees nie. Wat is ware geloof dan? Nou, kom ons gaan terug na Abraham toe. Abraham sukkel maar met sy keuses. Ons sien hoe hy moeilikheid maak keer op keer in sy eie lewe. Maar hy vertrou God is in staat en gewillig om hom vry te spreek ongeag van sy swak oordeel. Weet julle wat gebeur? Abraham weet sy oordeel werk nie. Maar hy vertrou God dat God in staat is en gewillig is om hom daarvan vry te maak. Abraham se geloof is 'n reaksie op God se geskenk van vryspraak. Hy hou daaraan vas. Dis wat hy vertrou. Dit is wat hy glo. En Dawid vat hierdie vir ons 'n stap verder. Dawid gee vir ons 'n perspektief met sy eie getuienis hieroor in Psalm 32. Psalm 32, kom ons lees dit sommer dan hierso ook vers 6.
So noem Dawid ook die mens geseën vir wie God regverdiging toereken sonder werke, en dan haal hy die eerste 2 verse aan in Psalm 32. Gelukkig is hulle wie se wettelose dade vergewe en wie se sondes bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde hoegenaamd nie toereken nie. Sjoe. Dawid erken onmiddellik, ons is vol ongeregtigheid, ons is vol sonde, ons rebelleer. Maar vir Dawid is dit egter ware seën dat God ons hoegenaamd hierdie skuld wat ons het, nie toereken nie. Dit is bedek. Dit is onsigbaar. God verwyder dit. Hy maak ons vry daarvan. Hy lig sy hand op en hy sê, vryspraak. Julle is vry daarvan. Dis afgehandel. Ek hou dit nie teen jou nie. Ek regverdig jou. En dit is guns. Dit is nie vergoeding nie. God tree genadiglik op teenoor ons. En Dawid sien dit raak. En ons ontvang hierdie genade. En Dawid besef dit en hy sê, wat 'n seën as dit met jou gebeur. En is interessant dat in hierdie Grieks van vers 6 is dit duidelik, God se regverdiging, God regverdig ons deur middel van geloof. Nie as gevolg van geloof nie. En ons is terug by die punt waar geloof nie 'n werk is nie. Dis 'n vertroue. Geregtigheid kan net oorgedra word of toegereken word, nie verdien word nie. En die skuldige mens ontvang God se geregtigheid. 'n Nuwe natuur waaruit nuwe dade vloei. Nie vir vergoeding nie, maar as dankbaarheid vir die genade wat jy ontvang. Ons gaan vir 'n oomblik terug na Psalm 32 toe, waaruit Dawid sy stelling gemaak het. Want rondom Paulus se aanhaling is daar 'n besonderse aktiwiteit aan die gang, wat deel is van geloof. Vers 5 van Psalm 32 sê, my sonde het ek teenoor U erken. My sondeskuld het ek ontbloot, nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely. En wat gebeur? U het my sondeskuld vergewe. Hoor jy die vertroue in God tot vryspraak? Dis geloof. Wees verseker dat belydenis van jou sonde en die vertroue dat God jou vergewe die fondasie van jou geloof is. Ervaar jy dit? Dit is net as jy God werklik vertrou, dat jy werklik teenoor die Here kan erken, jy is verkeerd. En jy vat die hekkies weg. Al die jamaars. En jy gaan staan voor God. En jy erken, God, ek is verkeerd. Vergewe my.
Paulus draai nou die saak so 'n bietjie om en hy vat hierdie idee wat ons hierso nou bespreek het en hy gaan weer terug na 2 vals vereistes wat ons so maklik voorlê en hy weerlê dit in Abraham se eie lewe. Die vader van geloof, die vader van Israel se eie lewe. Sien dit in vers 9 tot 15. En dit is 2 goed wat ons hier so raak sien. 1, tekens en enige vorm van tekens help jou niks. Is vals. Vals regverdiging. En die ander ding wat ons sien wat 'n vals regverdiging is, die wet. Die wet en die tekens help jou niks om God se vryspraak te verkry nie. Dit is nie regverdiging nie. Hoekom nie? Paulus gaan nou vir ons verduidelik, dit is nie die rol van die tekens en die rol van die wet om te regverdig nie. Maar dit skep egter 'n verwagting van geloof plus een of ander eis van God se kant af wat bygevoeg word en dan sal ons okay met God wees, dan sal ons gered word, dan sal ons vryspraak kry. Kom ons sit net nog ietsie by. Dis die versoeking wat ons voor staan. In vers 9, kom ons lees vers 9, is hierdie seën dan net vir die onbesnedenis of ook vir die is hierdie seën dan net vir die besnedenis of ook vir die onbesnedenis? Ons sê tog, Abraham se geloof is vir hom as regverdiging toegereken. Kom ons lees vers 10 ook. Wanneer is dit vir hom toegereken? Toe hy reeds besnede was? Of toe hy nog onbesnede was? Nie toe hy besnede was nie, maar toe hy nog onbesnede was. En so is die besnydenis nie 'n verwagting van God om Abraham vry te spreek nie. Wanneer is Abraham besny? Abraham is eers 14 jaar na God se stelling oor sy vryspraak, ons het hoofstuk 15 van Genesis. Na daai vryspraak wat hy gegee het, waar God vir hom sê, ek reken jou regverdiging toe, as gevolg van jou geloof, eers 14 jaar daarna, word Abraham besny. Sy besnydenis was God se handtekening dat hierdie vryspraak het plaasgevind en ek het 'n belofte aan Abraham gemaak en ek sal my belofte nakom. God is tevrede daarmee dat hierdie belofte gaan plaasvind. En so word Abraham spreekwoordelik dan in vers 11 en vers 12 van ons teks vandag, word hy die vader van almal wat glo tot vryspraak. Of hulle nou besny is en of hulle nou nie besny is nie. Dit maak nie saak nie. Wat saak maak is of hulle hom glo. Sal hulle vertroue in God sit om hulle te regverdig. En nou sien ons in vers 13, die wet is juis in dieselfde bootjie. Want Abraham, en dis sy hele nageslag, want hy is die voorvader van die gelowiges, sy hele nageslag was sonder die wet geregverdig, en dit het gekom net deurdat hulle God vertrou het. Kom ons lees vers 13. Die belofte dat hy die wêreld as 'n erfdeel sou ontvang, het nie deur die wet na Abraham of sy nageslag gekom nie.
Ons sê, Abraham was die eerste een wat besny is, en nou al sy nageslag word nou besny, sy fisiese nageslag, maar deur dit kom daar nie regverdiging nie. Dit kom deur die geregtigheid van die geloof. God sluit die wet uit as 'n reddingsinstrument, want dit sal geloof ongeldig maak, en dit sal sy belofte kragteloos maak. Paulus stel dit baie duidelik. Immers, as mense op grond van die wet erfgename is, soos ons nou in vers 14, immers, as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenloos geword, en die belofte het sy krag verloor. As jy 'n teken het, en jy gaan daardeur geregverdig word, hoef jy nie te glo nie. Want God se belofte het sy krag verloor. Jy kan nie deur 'n teken of deur die wet gered word nie. Wat die wet wel doen is om ons bewus te maak van ons skuld. Dit het ons ook nog baie duidelik geweet. Paulus het dit vir ons verduidelik. En daarom is Abraham eintlik onbewus, maar nie onskuldig van sy skuld voor God nie. Dis ook duidelik. Ons het ons eerste beginsel wat ons geleer het, is dat dit almal is skuldig. Of jy die wet het en of jy die natuur het, jy besef wie God is en jy moet hom glo. En jy onderdruk sy waarheid. So Abraham is onbewus. Hy ken God glad nie die eerste keer wanneer God met hom kom praat nie. Maar hy is nie onskuldig aan sy skuld voor God nie. Hy bly skuldig. God moet hom regverdig. En daarom kan ons duidelik sien, ons kan die wet vervang met die natuur. God se wet bepaal skuld, net soos wat sy natuur skuld bepaal. Ons is skuldig. Maar Abraham glo God. En God skenk sy vryspraak aan Abraham. God was vreemd vir Abraham. Dis 'n nuwe boek wat vir hom oopgaan. Maar dit stop God nie om Abraham te oortuig om hom te volg en om te vertrou nie. En dis presies wat gebeur met Abraham. Daai heiloutjie bestaan nie. Dis God se werk, is nie Abraham se werk nie. Nou, lyk my in jou lewe enigsins beter as ou Abraham se. Dit moet ons vir ons maak vir mekaar vra vanoggend. Ons het begin deur te sê, wys my die voorbeeld met die heiloutjie op. Waar is my voorbeeld? Want Abraham het nie 'n heiloutjie gehad, daai heilige heiloutjie soos wat ons altyd sien nie. Hy was nie 'n engeltjie nie. Nou begin nou wonder. Lyk my lewe enigsins beter as Abraham se? Wanneer laas het jy byvoorbeeld jou man of jou vrou geïgnoreer en net aangegaan met 'n ding? Of wanneer laas het jy jou man of jou vrou of jou vriend of jou kind doelbewus geondermyn net om voordeel te kry? Wanneer laas het jy jou kind gefrustreer of afgeskep? Wanneer laas het jy 'n werker onregverdig behandel? Abraham het dit alles gedoen en ek en jy doen dit ook.
Wat 'n hoop het ons as 'n gemeente om voor te bly bestaan as ons so lyk. En ons ploeter maar net voort. Voel dit vir ons, né? Jy ploeter maar net voort. Ek dink nie ek het nodig om die lysie te lank te maak nie. Want al sê ons soos dit dalk nie, in my hart erken ek en jy, ons het meer hulp nodig as waarvoor ons gebaken het. Ons gaan nie die geloof uit ons eie uit regkry nie. Glo jy dat God deur Jesus jou kan vryspreek? En dat hy jou wil vryspreek? Sonder jou bydra. Glo jy dat dit net van hom afhang? Miskien is daar 'n meer skokkende vraag, wil jy dit regtig so hê? Begeer jy hierdie uitreik van God af na jou toe? Vertrou jy hom daarvoor, om jou te red? Of is daar nog 'n transaksie in jou agterkop? Nog 'n reël wat ek kan nakom? Nog 'n plan wat ek kan maak? Geloof is as jy finaal aanvaar, net God kan jou vryspreek, en dis sy hartsbegeerte om dit te doen. Op sy terme. Dan breek die wal, en jou uitkyk draai van hekkies wat moet keer om my hart te ontbloot, na 'n ontblote oop hart wat jou eie rebellie en jou eie tekortkominge met vreugde voor God kom wys en dit kom bely en dit gee, dit oorgee vir vergifnis wat jou gaan skoonmaak. Dis geloof. God het Abraham gaan haal en Abraham oortuig toe Abraham nog niks van hom geweet het nie. Nog al die hekkies van sy geloof of van sy godsdiens in plek gehad het. Dis al. En hy kom haal jou en my op dieselfde manier. Ons kan hom daarvoor vertrou. Ons kan hom glo. Kom ons bid saam. Here, ons besef daardeur dat selfs uit Abraham se voorbeeld uit is daar hierdie menslike, hierdie mens wees wat ons heeltemal wegvat van U af. Wat ons heeltemal in onvermoë maak om 'n verhouding met U te hê. En tog kom U en U gee ons die geloof, die vertroue in U, dat U ons vry sal spreek. En dat U dit wil doen. Help ons om hierin vas te hou, Here. Help ons om dit ons basis van ons geloof in U te maak. Want U seun het dit gedoen. En ons kan niks doen nie. Maar U gee dit. Dis 'n geskenk wat U aan ons gee. Help ons om dit te vertrou. En dit alleen te vertrou. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Die een wat ons vryspraak moontlik maak. Amen. Amen.